Ons sal die Here dien. Ons is klaar vanmôre oor my en my familie. Ek en my familie. Ons is klaar vanmôre. Dit maak dat ek baie kind vanmôre sien. Baie familie vanmôre bevind die. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. En die spreek het vanmôre oor die self en oor die familie. En ek en my huis, ons sal die Here dien. Ons sal die Here dien.
In moments like these, I sing out a song. I'll sing out a love song to Jesus. In moments like these, I'll sing out a song. I'll sing out a love song to Thee. Singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, singing, lieve broers en lieve susters, jongmens en kinders, die word allemaal hartelijk begroet en verwelkom hier in ons erediens. Ons vertrou dat die Here ook vanoggend weer eens deur sy woord en gees tot elkeen van ons sal spreek. Let us begin our service and we're going to sing hymn 833. 833. And we are going to sing the verses 1, 2, and 3 only. 1, 2, and 3. Christian hearts in love united. Seek alone in Jesus' rest. Has He not your love excited? Then let love inspire each breast. Hymn 833, the verses 1, 2, and 3. United
Good morning, congregation. 18th Sunday of the Pentecost, the scripture for the new week. He has given us his command. Whoever loves God must also love his brother. 1 John 4 verse 21. 19th Sunday of October. The text for the day. O God, do not keep silent. Do not hold your peace or be still. O God, even now your enemies are in trouble. Those who hate you have raised their heads. Psalm 83 verse 1 to 2. The doctrinal text, Lord should be struck with the sword. Luke 22 verse 49. The heat, before Jehovah's awful throne, ye nations, how with sacred joy, know that the Lord is God alone. He can create and he can destroy. Deuteronomy 440. And bow heads for the plea. Father, Son, and Holy Spirit, we gather in your holy presence to listen to your proclaimed word. Grant that we will also become involved in your work, so that we may share in the extension of your kingdom. Give us guidance and patience. Amen. Amen. We will now listen to our announcements by George Paul. Goedemorgen, broers en zusters. Onze dienstdagen is 10 uur 's ochtends en dan die zondagschool en die conformanten zal vanaf die zondagschool ontmoet dan 9 uur 's ochtends. Maar die conformanten sal vanaf die 2de November sal hulle dan 8 uur in die oggend sal hulle dan aanmeld vir hulle opleiding dan hier by die kerk. Ek noem dit want jy sal sien gewoonlik na ewige Sondag dan verander die dienstdae. En dan begin ons elke nuwe Sondag begin ons 9 uur 's oggens tot dan die 15de Februarie van volgende jaar sal dit dan die tyd wees. Van jonge kinders, eers dan as die sonderskool dan nou liewe kerk dan 10 begin, dan sal die sonderskool hulle sal dan 9 uur in die oggend sal hulle dan begin. Onze kankerdiens, herinneringsdiens of remembrance service, dit sal geskied op Sondag die 2 November om 9 uur. Please send your loved ones names and a photo for the day. Let us continue to remember those who departed before us. So, niemand in kennis daarvan is daar. As jy geliefdes het dan nou, of die vreesde siekte dan nou besluit het, jy kan gerust die name dan nou op minnegeer, so dat ook hulle naam dan afgelees word en ons moet dan vir hulle onthou. Onze All African Mission Day sal gehou word op Sondag die 16de, dit is 'n drukkel daarso, daar staan die 15de, dit is Sondag die 16de van November gedurende die oggenddiens. Ons vra dan dat ons wijke dan begin om voor te bereid. Die Afrika land, wat ons dan nog gaan uitbeeld of voorstel, wat ons baie woord gaan verstel dan nou, ons onthou nog wat in die jaar gebeur het. Wonderlijke tijd gehad, wonderlijke dag gehad, baie leerzaam geweest. En die Afrika land dan, wat ons dan hierdie jaar gaan fokus is Zambia. Neem kennis, Zambia, indien ons miskien so 'n bietjie
navorsing nou wil doen in die buite en ons dink aan hoe ons voorlegger of voorlesing kan doen op die 16de. En daai oggend in elk geval begin die diens leeflik, neem kennis. On Sunday, the 23rd of November, daar is ook 'n drukfout, nie 22ste nie, is die 23ste of November, we will have the graduation ceremony for the Samaritan Purse from 14:30 at our church. We ask the congregation to come and support our children. Elke jaar, vir die afgelope 2-3 jaar, wat daar kontak gemaak met die mense van die Samaritan Purse en dan is daar kursusse wat ons kinders moet loop en as hulle reg die jaar dan of liewer as hulle die hele kursus voltooi, dan kry hulle sulke geskenkpakkies of geskenk skoolboksies. Jy moet baie oulike goed en dit sal dan gebeur op Sondag die 23ste November. Neem maar net kennis dat ons opkom en dat ons die kinders voel dat er spesiaal is. Ons gaan allemaal op en ons lief wees en ons getalle. Dit is onze manier om ons vir hulle dan wys hoe ons dan vir hulle ondersteun. Onze laaste nagmaal sal wees op Ewigheidssondag en dit is Sondag die 23ste van November. Die laaste nagmaal, neem kennis. Die diens begin dan 9 uur in elk geval in die oggend. En daarna, soos dit dan al reeds genoem het, sal dit dan elke Sondag in die geval wees tot die 15de van Februarie. Oké. De Districts Roadshow, dat sal 'n roadshow gewees het. Volgende week sou daar 'n roadshow gewees het. Dit was afgekondig verlede week. Maar hierdie roadshow was nou blijkbaar uitgestel tot die 28ste Februarie van 2016. Dat was een beetje van een misverstand, als ik het zo kan noemen, meneer. Dit was toen nou een week geleden, en dan nou een nieuwe boodschap gekomen. Die gaan nou niet meer volgende zondag gebeuren, zoals het nog aanvankelijk op plan was. Dat zal nou eerst op die 28ste van Februarie volgende jaar zal dit gebeuren. Onze gemeenteleden wordt aangeboden om dan nou maar mooi te kijken. Als u dan nou een gebreken gebleven nou met die bijdrage wat u dan nou moet betalen, of wat u zelf ondernemen dan ook om te doen, als u dat niet kon bijbrengen. Ons vraag maar vir u, wend maar so extra poging aan, en kyk hoe u dan, kyk dan net hoe u dan dit kan bijbrengen, want onze koffers loop maar leeg. Dit wil lyk asof ons baie fondsen in kry, moet ons sê geld in kry, maar fondsen in kry. Maar daar is toch baie van onze gemeentelede wat gebreke is. Eigenlijk die laatste telling wat ek doe, van kindertjie was maar iets is 127 of 130 dat onze gemeentelede uit een moeilijke getal op een groot getal van 300, iets soos 306 lede betaalmateriaal te offers. Geen organisatie, trouwens ook niet in de kerk, zonder die financiële bijstand of bijdrage kan ons funcioneren. Daarom noemen we ons dit maar weer van tijd tot tijd in elk
miskien verander die situasie en dan miskien kan jy dan ook besluit om dan weer verdaan en dan ook die bydrae in bydrae. Kom dink daaraan en doen maar die bes. Ons wil bid vir die siekes. Daar is baie van hulle wat nie hier is in hierdie oggend nie. En ek nou vir julle wat ek gaan nou nie die name van elkeen die kry hierdie van Peter. Hier is ek al self en nou bekend met die name wat jy op verskyn. Laat ons vir hulle in ons gebede onthou, bid vir die Here, want soos ons is aan die opdrag om hier op te kom, dat ons nie die bijeenkomst van die geloviges moet nalatig neem. So verwag ook die wat dan siekelijk is en krachtig is, om elke liewe, al is het net Sondag, dan opgeruk hier na die kerk, om hier saam met ander geloviges dan die Here te aanbid. Is nie altyd vir almal moontlik nie. En die siekte is mos maar onvoorspelbaar. Ons weet nie wanneer ons siek raak nie, of gaan raak nie. Maar ons vertrou die Here. Ons vertrou die Here dat hy vir ons goeie gesondheid sal gee. En indien die siekte ons beval, hoef ons dit nie net gelate te aanvaar. Ons kan bid op my gesê, as ons kan hom glo, sal ons tot hom bid. En ons sal hom vra net wat ons hart verlang. En as ons dan verder glo, sal ons dit ontvang. Sommige van die siekes is te swak, dat hulle nie vir hulle self kan bid nie. Daarom tree ons as ander gelowiges dan namens hulle in en ons nader die troon van die Here en ons bid dan ook vir hulle. So wil ons dan nou ons oor te maak en net vir hulle opdraag en vir die Here vra om saam met hulle te wees in alle teenwoordigheid. Here, dankie vir die goedheid en dankie vir die genade. Dankie dat ons 'n God het soos U, 'n vriend soos U. U, o Here, dat U ontferm oor elke liewe aspek van ons lewe. En as ons siek raak, Here, dan wil U eers vir ons versorg. As ons deur die woord lees, o Here, in die Bybel lees, dan is die woord van U, o Here, vol van wonderwerke wat U gedoen het, waar U siekes op gesond gemaak het, blindes wat sien het, dowes wat hoor het, krepeles wat loop het. Die onmoontlikste het U gedoen, Here. Daarom moet ons dan ook in hierdie oggend hier, ons broers en susters, wat allemaal sukkel, Here, met die een of ander siekte onderlede, wat hier wil wees, wat graag op die bed het wil opstaan en dan weer op eie stoel tot hier kan kom, om hier die naam te ontloof en te prys. Raak hulle aan in hierdie oggenduur, my God. Genees hulle in die naam van Jesus. Rig hulle op en gee hulle 'n nuwe lied in die mond, o Here, 'n nuwe getuienis, dat hulle hier sal kom staan en dat almal kom dat U leef en U doen nog in hierdie dag wonders en U dan dadelik wees. Here, ons bid dit in die groot en heilige naam van God met baie dank. Amen. Rodes het dan ook een liewe broer Rodes heeft genoemd dat vanmiddag het die wijk, alle wijkers kom bij elkaar daar van Rodes en zuster en trouwens, ons heeft voor jullie genoemd dat zij voor ons elkaar is, ze sterk mooi Andreas, maar die wijk gaan vanmiddag diensten daar weer worden om 15 uur vanmiddag. Rijksweren van kennisnemen, rijksweren van woord die warriors. En dan natuurlijk kennissen. Ik ben zeker dat Rodes kennissen wat ik ken. Ik vraag daarom ik kom. Hier is weer welkom. Kom ook dan op te treden. En daar
saam met die ander dierbares te aanbid, dat die Here vir haar ook dan oor sal genees en dan weer te offer. Ons moet kennis neem dat die Braasband se festival is vandag en hulle maak 'n dagblad en dan soos wat ek verneem, val hulle dan sommer weer vandag en aanvanklik sou die eerste maandag môre sou dit dan vertrek omdat hulle nie so haas nie. Nou weet ek dat nie presies gebeur het nie, maar ek verstaan hulle vertrek dan nou vanmiddag en ons vra dan dat ons as gemeentelede soos ons hulle hierdie pad gesit het verlede Sondag en reisgenade kan ek toe gebid het, vra ons vir u dat u saam met ons op dit wil in ons gebede hou en vra dat die Here dat soos hy hulle veilig geneem en betaal dat hulle dan weer veilig by die huis kan aankom. Die gebedsgroep en ook trouwens ook Vrydag te gaan op hulle retreat. Hulle weer gaan in 'n lange baan toe en hulle sal ook vandag klaarmaak en hulle sal op terug wees. Laat ons dan hierdie groep bedank en ons gebede opdra, ons hou in gedagte en as ons geleentheid kry, laat ons die Here vra om hulle een en elkeen terug te bring, almal hier na hulle liefdes wat u vir hulle ons kan maak. Ons moet dan ook die matrikulante in ons gebede hou. Want die matrikulante, matrikulante begin eersdaags met hulle eksamen. Jy kan die eerste valuta word geskryf met 21ste. Dinsdag 21ste. Laat ons ook hulle dat die Here ons kan gee wanneer hulle in die eksamenlokale instap. Dat hulle nie van diepbevangers word, maar dat hulle baie selfversekerd word, want hulle het hulle voorberei en dat hulle elke liewe vraag stel. Hoop ons, glo ons, dat hulle dit sal sien as doen. Oké, en so is daar baie ander dan, wat ook dan ons skryf. Kom! Woensdag, wat hier in die kerk, 11 uur in die wijke in die dag versoek om by en daar die enige wijk, dan nou van wat hier wil. Daar is nou nie enige wit hier nou vir eerstkomende woensdag na die maar op die 29ste van Oktober om 11 uur oggend sal daar dan wat die wees aan die woning van broer en suster Abrams van wijk Jesus Walkers. Pet, hy sal seker maar nou as die belangstel, die wil adres weet, ek is seker die pet sal die meer kan die wat nie by die huis is in Lokal, maak hulle ook. 17 Oude Houtstraat in Golden Gate. 17 Oude Houtstraat in Golden Gate. Waar die adres dan is 17 Oude Houtstraat in Golden Gate. Dit is nou die 29ste Oktober by die Abrams familie. Ons doen nou elke week maar beroep vir gemeentelede, omdat ek kyk hoe dit die verwaardigingsaksie hier sal kan ondersteun. Goed sal gemaak en goed sal verkeer vir baie behoeftiges hier wat die vir die kerk vandag. U bydra word baie hartlik verwelkom. As u dan enige finansiële bydra wil maak, u kan dit op twee maniere doen. Dat sal net na die afloop van die lees van die announcements
saam gesin word en wie kan dan nou hier in die mandjie enige finansiële bydrae op insit. Wat natuurlik nou die aksie van die barmhartigheidskomitee hierso kan ondersteun. En as u dan nou dit in kerk se rekening wil betaal, u kan gerus so doen, maar daar moet net 'n verwysing wees, skryf van die barmhartigheid. Verwysing barmhartigheid en ons sal dan weet, dit is geld vir die barmhartigheidsaksie wat dan hier plaasvind elke donderdag. Ons sê dankie vir die blomme wat gehou het van verlede week. Dankie. Ik ben niet bedoeld om zo te komen, maar ons wil niet je moet weten, volgende week zal bij Exodus verantwoordelijk wees om blomme te verschaffen hier in de kerk. Oké? Die man die kennis. Voor eerst komen we volgende week, dat is ook dan nou kanselregels. Maar dit is ook die laatste zondag van die maand oktober en dit is ook natuurlijk hervormingsdag. Hervormingsdag is dan natuurlijk altijd kanselregels. Onze leraar zal dan een Barassi-park dienst doen en dan krijgen we ons dan gastelijk dan hier, wat dan hier voor ons die dienst hier zal waarnemen. Onthou dan, volgende week is het dan kanselregels, maar het is ook hervormingsdag. En de organisatie die Bijbelweek het een einde geloop. Vrijdag was de laatste. Onze springdans is de 24 oktober. Kaartjes verkrijgbaar van die eventscomiteeleden. Het zal wees in die Astra Hall hier in Palotjesstraat, die in Montana. Dit zal om 6 uur die middag beginnen dan. Een kaartje kost R800. Die is verantwoordelijk om je plekken staan hier te brengen en dan die eie drankjes ook daar staan brengen. Ons vraag onze organisaties om ons belief van de datum dat eerstkomende zondag, dat is een zondag volgende week, dan nou te vieren, dat we die leraar komen. Ons wil ook kom en ons wil vragen dat alle organisaties asseblief moeite sal doen om hier te wees op verteenwoordige meeting, dat ons dan nou so 'n sekere paar dinge kan uitklaar en onze kalender van bedrywighede, die datums dan daar kan plaas en dit verteidig dan ook niet aan die gemeentelede. Broers en susters, dit is maar 'n gesukkel om dan nou onze organisaties, die organisaties hier by onze beplanningssessie, ek kry elke jaar. Kom ons kyk hoe dit hierdie jaar kan gebeur. Ons doen 'n ernstige beroepie. Kom maar gerus, daar's 'n paar goedjies wat ons sal wil bespreek. Want wanneer elke organisasie dan hier verteenwoordig word, nee, dan is dit mos 'n goeie geleentheid dan dat ons ander goedjies ook dan nou kan aanraak en aanspreek, goedjies wat miskien druk, goedjies wat ons moet opraak, wat miskien kan maak dat die volgende gemeentevergadering dat net daaraan kan raak en net kyk hoe ons mekaar se hande kan vat en staan oor die hurdles te kom, wat dan natuurlijk van dit vir ons in die pas bring. Jy kan trekkies druk. Ons het eerst stadium genoem, daar was die tweede laatste gemeentevergadering wat ons gehad het. As daar genoem
die 16de Desember, ongelukkig, wat Katriniesdrif nie busse om daarin te kom nie, want dan is het al high season, soos hulle sê. Ons het ook probeer vir die Sondag, die 14de, ons was toe ook nie suksesvol nie, want die Sondag die 14de begin hulle high season. Hulle het ook ons geofferd, en ons kyk na Sondag die 7de, ek het teruggebring, my kerkraad gebring, my leraar bespreek, en dit was te besluit dat ons kan kyk na die Sondag die 7de, dat ons dan nou hierna sal gaan, en ons sal dan daar, die Katriniesdrif, sal dan soms ons oggenddiens hê, en dan kan ons daar dan die dag, dan met mekaar sosiaal verkeer en mekaar beter te ken, as om mekaar net Sondag net hier vir 1 uur, 1 uur en 'n half uur te sien, en as we weg is van mekaar, dan vergeet ons. So neem kennis vir Sondag die 7de Desember. Nou moet jy mooi luister. Ons het gekyk, ons wil graag die hele trip weer die gemeente ons dan raak 'n bietjie kwaai. Wat ons toe gedoen het, ons gekyk na net die intelike reiskoste en die toegangsgelde koste, het ons na gekyk en toe besluit, ons gee dit deur na die gemeente. Ons sou aanvanklik dit ook dan maar nou poging gemaak het om 'n paar fondse in te stamel, maar die kerkraad het dat teen besluit. Ons vergeet daarvan, ons gee net die eindelike koste om te daar te kom en weer terug te kom. Dit gee ons weer aan die gemeente. Nou, dit sal dan nou vir volwassenen sal dit R170 kos. Kinders tussen 3 en 14 jaar, hulle betaal jammer man, daar is die volwassenes. Ja, is R190 vir die volwassenen. Jammer vir die. Want ek wil so maar verder afspraak gee. R190 per persoon en kinders tussen 3 en 14 betaal dan R170. U sal wonder waarom dan die klein verskil? Ongelukkig. En dit is wat ons probeer altyd vir die gemeentelede laat verstaan. Wanneer ons 'n bus hier, dat is ongelukkig die aardprijs. Ons betaal die hele voorprijs, en dan ongelukkig moet ons dan nou daai busse geld tussen 60 en 60. Nou as ek eens 'n geleentheid om miskien 2 kinders op 'n sitplek te laat sit, en dan miskien kyk hoe dit dan so kan spoor dit is in die geval nie. Want ek het dit die busse afgetrek, en as dit gevind word dat hulle nou oorlaai is, dan betaal hulle groot paadjies toe. So ons moet nie dit doen. Ons moet maar bly by die reël, ons is ons 'n kerk. Ons moet maar bly en binne die wet moet ons alles wat ons doen, sover moontlik doen. Nou, daar was gevra dat daar tussen in die buite moet gaan, die kerkraadslede en dan ook die helpers, daar wat dan nou nie leidslede, kerkraadslede is nie helpers, dat kan net gaan daar tussen hulle mense daar in die buite, en dan kyk hoeveel die getalle is wat belangstel om dan te gaan. Ons het aanvanklik geboek by Katriniesdrif vir 120 mense, dis 2 busse. Ons hoop om 120 mense te kry saam. So, dat ons kyk hoe ons maar hierdie uitstapie kan ondersteun. Ek dink ons het die jaar baie gedoen, hard gewerk, en so aan die einde van die jaar, net voor ons heeltemal uitspan, kan ons as 'n wijk daaraan, 'n gemeente dan, almal saam gaan, en 'n wonderlike dag. Dink mooi daaraan, maar moenie te lank, kalm nie.
U mag miskien net te laat in myne maak. Dat is die busse al voor. Iemand gesê, ja, George, het is goed. Dat is oké. Ons bly hoop. Ons hoop teen hoop. Dat ons nie baie dankie. Dit is waar my storie eindig vandag. Nou vraag wie vier 'n wonderlike verlede. What brought us together, what joined in our hearts, the pardon which Jesus, our high priest, imparts. Let us sing 8, 3, 4.
keer hymn 416 terwyl ons eerste kollekte opgeneem sal word. Gesang 416, ons sing die verse daar. Good morning, congregation. Good morning. My brothers and sisters, what good is it for people to say that they have faith if their actions do not prove it? Can that faith save you? Suppose there are brothers and sisters who need clothes and don't have nothing. What good is you saying to me, God bless you, keep warm and eat well, if you don't give them the necessity of life? So it is with faith if it is alone and includes no action, then it is dead. But some will say one person has faith, another has actions. My answer is, show me how anyone can have faith without actions. I will show you my faith by my actions. This is the word of the Lord. Amen. Thank you, Sister Nina. Kom ons verenig in 'n gebed. Kom ons staan.
Dierbare Here, ons kom vanoggend en ons eer U. Ja Here, waar ons weer eens in U huis kan vergader. Dit is so Here dat U vanoggend deur die woord en gees tot ons wil spreek. Maar ons kom Here en ons dank U vir 'n vervloë week, waar ons seëninge uit U hand ontvang het. Ons moet erken Here dat U genade vir ons genoeg is. En ons kan vandag roem in U. En die weet dat ons U 'n lewendige God aanbid. En nou Here bid ek dat U sal gee dat U woord nooit leeg terug sal kom nie. Maar dit wat sal uitgaan Here, dat U vir my as sondaar sal gebruik en self woorde op my tong sal plaas. Sodat elkeen van ons dit sal toepas in ons lewens. Ons moet erken, Here, ons kom so baie dinge kort. Ons doen nie die dinge wat U van ons verlang nie. Maar Here, ons kom vanmôre ootmoed na U toe en ons bid dat U vir ons genade sal wees. Dat ons, Here, sal uitreik om elke dag te poog en te doen wat U van elke mens verlang. Sien dan, Here, verder die verkondiging van U woord. Maar wil U elke broer, elke suster, elke jong mens verder kom seën. In U naam vra ek dit. Amen. Nou, liewe broers en liewe susters, die geleesde gedeelte, en dit was al sermon for today, onze preektekst. Maar laat my toe om enkele verse te herhaal hier uit Jakobus hoofstuk 2. Ek wil graag hierdie teks herhaal wat lui: mag dit met julle goed gaan, gaan trek julle warm aan en eet genoeg, maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te lewe nie. Wat help dit dan? En vers 17. So gaan dit ook met die geloof, as dit nie tot die dade voorgaan nie, is dit sonder meer dood. Tot sover ons gelees het. Liewe broers en liewe susters, jong mense en kinders, jy weet elkeen van ons het goeie rede om dankbaar vir die Here te wees. En as ons vanoggend so 'n terugblik neem, en dan bevind ons alweer feitelik aan die einde van 'n jaar. Ja, die jaar het so gou gegaan. Waarlik kan ons saam die gesangdigter saamstem as hy dan sê, tot hiertoe het God ons gespaar. En so kan ons vir hom die Here loof en prys vir al sy weldade. Ja, dit wat hy elke dag aan U en aan my bewys. Jy sien dierbares, wanneer ons God loof en prys, behoort ons geloof te spreek van ons dade. Want geloof sonder dade, geloof sonder werke is nutteloos. En daarom kan ons ook alle dank aan die Here toespaar. Ook vir wonders wat hy in ons lewe gedoen het. Maar die broers en susters, dit is so belangrik dat U en ek iets konstruktiefs doen om God se naam te verheerlik. Ja, om sy naam groot te maak. En dit moet bewys word in U en in my optrede. Die woord van die Here leer ons geloof sonder dade is nutteloos. So lei ons teks. Dit moet in die praktyk gesit word. Dit moet oorgaan tot aksie. En dit word sigbaar in jou dade. Hierdie
praat ons dierbares van mooi dinge, goeie dinge. En ek dink hier sal met my saamstem as ek kan sê, so behoort dit te wees. Ja, ons uitspraak, dit wat ons doen, moet soos heuning vir ander wees. Dat ons ander ook verder kan lei, ook kan onderrig, die woord van die Here. Jy sien mense, dit help nie om Sondag, na Sondag, elke Sondag, kerk toe te kom. En God se dade is nie sigbaar in u en in my lewe nie. Mense moet kan sien dat ons van die duisternis voorgekom het, dat die wonderbare lig toe. Ons ons behoort ligdraers, ja, vir Christus te wees. Ons moet erken, uit onsself kan ons dit nie doen nie. Ons lig moet waarder skyn, sodat mense ook, ja, ons werke wat kan getuig van ons geloof in die Here. Jy weet hierbares, ons geloof behoort so geanker te wees in die Here. Ander moet werklik sien dat ons aanbid 'n lewende God, dat die inwoonde Heiland ons Here bosvat in u lewe en in my lewe. Jy weet direk, ons sê ons is gelowiges. En jy weet daarvan weet God. Maar mense, ons moet nou vanmôre verstaan, ons skryf ons die gelowiges en dan kry ons ook die kerkmense. En daar is 'n verskil. En baie kere is dit so die Here wat die hart en die niere ken en selfs toets. Hy weet vir 'n feit hoe ons geloof in hom die Here is. Hier my gedrag. Dit behoort te weerspieël. Ons moet glo en doen. En dit is wat Jakobus vanmôre vir u en vir my. Hy wil dit aan u en aan my tuis bring, dat ons moet glo en oorgaan in aksie, dat ons dit moet doen. Volgens Jakobus is dit wanneer 'n mens omgee vir ander. En die mense hieraan is baie van ons skuldig. Wanneer medegelowige swaar kry en jy kan hulle besoek. Of wanneer dit nie so goed gaan nie, dan is dit nie my goddelike plig om uit te reik. Ja, om te gaan verneem na die welstand van ander. Hier my geloof. Ons geloof in Christus kom tot lewe. Dierbares, let wel, dit kom tot lewe as ons iets daadwerkliks doen. Maar let wel, dit moet ons reg doen. Ons behoort byvoorbeeld vir ander by te staan in tye van nood. En ja, ons moet ander ondersteun, selfs in krisistye. Ons behoort ons tyd aan te wend om ander te help. Dierbares, geloof sonder dade, dit is van nul en lewe. As dit nie tot dade oorgaan nie, dan is daardie geloof dood. Daarom ons geloof in die Here moet lewendig wees. And I say altyd so that people can say, it's no longer I that live, but Christ live in me. Hier ek, ons optrede moet dageliks daarvan getuig. Luister dierbares, wat sê die skrif? Abraham het in God geglo, en God het hom vrygespreek. Luister, God het hom losgemaak. Hy het hom vrygespreek, ook van dergelike dinge.
liefde elke dag aan ons bewys. Maar jy weet wat van kardinale belang is dat nie my geloof, ons geloof moet nie oppervlakkig wees nie. Ons geloof moet geanker bly in die Here. Ons moet besef, geloof is nie iets wat jy in jouself ronddra nie. En dit is nie iets wat jy sekere tye gaan toepas nie. Ons moet dit elke dag uitoefen. Want sonder dade is dit. Die wonderlikste nuus dierbares is, hoe meer ek ons geloof in Christus gebruik, is dit so dat ons meer geloof sal ontvang, wat ons elke dag kan gebruik. Ons moet bereid wees om ons geloof elke dag uit te leef. En dan sal elke dag op die regte koers bly. Is dit nie miskien so? Dat baie van ons praat oor godsdienst nie. Maar ons leef dit nie. Ons praat van die dinge van die Here. Ons praat hoe die Here vir ons uit situasies kom red het. Maar getuig ons daarvan. En ek dink broers en susters, daar moet ek onsself ook verloren onder die soeklig van Gods woord. Ons moet dit doen. En elke dag het ons rede tot dankbaarheid. Ek hoort elke dag die Here te dank vir die gawe. Ek hoort elke dag vir hom te dank vir sy liefde. Want dag na dag draai ons. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Dag na dag draai ons. En so sal ek ons verder dra. Want hy is 'n God van liefde. Dierbares, maar weet, ons moet nooit twyfel in Christus nie. Christus bly ten alle tye die kragbron. En hy het elke maal aan u en aan my bewys. Hoeveel te meer hier my dade van so 'n aard wees, dat mense waarlik, sy optrede, dis die Godse optrede, in die en in my lewenswandels. Luister dierbares, Jakobus praat in ondervinding. As ons dade, as ons werke nie daarvan spreek nie, en dan besef ons die diepte en die erns van ons geloof nie. En as dit plaasvind dierbares, dan is dit baie duidelik dat ek ernstig daaroor vind. Sodat ons met volle oortuiging, volle oorgawe ons geloofsbelijdenis doen. Ons ken mos die geloofsbelijdenis van Sia, wat ons doen en veral ook die konfirmande, ons ken dit ek gewoon voor die Vader. Maar die wat ons moet vanmorgen erken, of ons opreg is, dit wat ons daar bely. En hier het ons 'n klassieke voorbeeld van een van die hervormers, Martin Luther. Waar ons dan volgende week hervormings 'n dag of fees sal geniet. Ook hy, Martin Luther, sy geloof het oorgegaan tot aksie. Sy dade het bewys. En daarom kan hy sê, luister, alleenlik deur sy geloof in Christus word hy geregverdig. Selfs hy was Peter. Hy klein en min
En vandaar die woorde wat hy dan spreek, en ek haal aan, hier staan ek kan nie anders nie, maar God my help. En hierdie woorde hy gespreek toe hy, nadat hy die 95 stellinge die kerkdeur van Wittenberg gespyker het, toe hy ons aangekom het met die Roomse Katholieke Kerk. Ons leer van hom dat sy geloof het oorgegaan in dade. Hy het dit bewys. Hy was nie bang nie, want hy weet die Here was en is. Die waar is daar dieselfde Here is ook vandag. Daar dieselfde Here wil ook vandag vir u en vir my kom vrymaak. Daar dieselfde Here wil ook vandag vir u en vir my kom losmaak, sodat ons elke dag en met volle oortuiging sy naam kan voortbring. Sy woord dierbaar is, dwing ons tot vanoggend tot selfondersoek. Keer ek weer eens 'n kykie moet neem wanneer ons die geloofsbelijdenis doen, dat ons ernstig daaroor bewys. Die vraag verlore aan elkeen van ons, hoe is ons geloof? Hoe is u geloof? Hoe is my geloof in Christus Jesus? Spreek ons geloof ja van boekdele, of is ons dade, ja ons werke, of dit onsigbaar is? Dierbaar is, u weet, ons dade, ja ons werke, en alleenlik getuig van u en van my geloof in Christus. Mag die Here ons daar sodat ons vandag hier sal uitgaan met die wete, is my geloof maar net so oppervlakkig vir die Here. Dit is nie wat die Here van ons verwag. Ons geloof moet geanker wees en geanker bly in hom. En ons glo, as ons ernstig bid, dat hy vir ons verder sal lei en krag. Mag hy ons verder dra en ryklik sien. Amen. Kom laat ons, kom ons staan. Here ons Here, ons staan skuldig voor u. Want Here, dit is so, in baie gevalle doen ons nie wat u van ons verlang nie. Ja Here, ons praat van u goedheid. Ons getuig van die goedheid. Maar as die regterlijke vraag kom of ons hart reg is met u, dan word ons vanoggend dat ons moet in skaamte te laat sank. Maar Here, u is 'n God van liefde. U is 'n God wat omgee. Ons kom vanmôre met al ons laste, met al ons probleme na u, Here. En ons bid, Here, wees ons genade, lei ons, maak ons sterk teen die aanvalle van Satan, sodat ons elke dag sal uitstaan vir u en vir u naam. Kom Here, ons praat in u naam. Keeps me
Je zal onthou dat ons laas so 2 weke, 3 weke laas en dan die gesit en ons gemeentevergadering gehad en daar uit daar ervaring het weer opgekom die feit van die land restitution. Nou ons die afvaardiging wat die gemeente en daar vergeer was en daar namens die gemeente kan ons aan praat. Ons het gegaan en ons het op 2 geleenthede met nie met die hele provinsiale bestuur nie, net met die president en dan die finansdirekteur meneer Diakoran. Dit is ons van beleid, Diakoran beleid. Het ons gepraat. Ons het toe versoek, wees een tweede moet ek met hulle, het ons versoek, dat ons vir een van die, of liever die PD-vergadering, wat dan nou, ek weet nie of dit net een jaarlikse instelling is, en of het kwartaliks is nie, maar vir die jaar September, was dit dieselfde geval toe ons nog willen gaan praat het, toe moes ons wacht vir September, dat dit dan ook voor die provinsiale bestuur kan kom. Dit is nou wanneer al die streke se verteenwoordigers dan by mekaar kom, om dan nou dit voor hulle te bring, ons saak vir hulle te stel, en hulle opgekom na so wat ons dan nou na die gemeente teruggekom het, met daar die 10,45% van die uitbetaling vir die land restitution. 10,45 wat kwaliek 150.000 rand is wat ek weet. Ons het dit verwerk, dan ons het ons mandaat nie gekry dat ons moet hoog stiek. Hoe sê jy, aim high, you must there, you don't come too low. Ons het gegaan en 80% van hulle voorgeleid. Dit was een beetje skepties aanvaard. Maar ons gesê, maar dit is wat ons wil hê, want ons glo dit behoort aan die gemeente, die geld behoort aan die gemeente, hulle het toe hierdie jaar, na klom maande, amper 9 maande, 10 maande, toe kom hulle terug en hulle geef ons dit van die 10,45%. Ons het ook gesê, nee, dit is onaanvaardbaar. Ons wil nie daarvan doen nie, heel sommer beter doen. En daarbij het ek ook hulle gesê, dat ons een brief julle gestuur het, met al die onkosten, wat ons al kost, om die kerk net recht te maak, te repair. En dit het amper 1,5 miljoen beloof. Maar ons wil gesê, julle moet kennis neem, dat het dier is, om dan nou hierdie reparaties te doen. En ons vraag nie die geld so wat ons reeds gesê, en weer is een gemeente gesê. Ons vraag nie die geld om ons bankrekening goed te laat nie. Ons vraag hierdie geld, want ons wil onmiddellik en daadwerkelijk aanwend om hierdie kerk te restaureer as het ware. Nee, alles recht mag wat dan natuurlijk nog hier onklaar geraak het. Ons het ook vir spesifiek gewys dat 2 van ons quotaties net om die kerk binne en buiten te laat verf, ons sal reeds meer elke quotatie ons gekry. Het ons ook ons meer as 500.000 rand. Nou waar moet julle met 150.000? Het sal nie eens die koos vir diere kan verf nie. Ons het daarop gewys dat het baie onrealistisch is van hulle om vir ons met die klein bedrag te wil bewillig. Ons sê, en ons moet nie eens dink aan bewillig nie, want bewillig moet eers aan inkom nie. Ons het een legitieme eis om gedeelte van die geld te kry. Want die kerk staan hier en die kerk het nodig om recht gemaakt te word.
ons was so benooi, myself en die vriend, om dan op die, wat was dit daar te beroep, 3 weke terug, op 'n dinsdag, wat het daar van ons by. Het ons toe, was ons vermoeid om dan 'n virtual meeting met hulle te hê. Met ander woorde, dit is nou die hele provinsiale bestuur. Dit is weer September. En ons gegaan en ons nog gedink het, hulle weet ons nou wat onze saak is. Onze saak het ons tot vervelend toe het of so onze saak uitgeleid. Maar dit komt er daarop neer dat die res van die provinsiale bestuur, dit nou die landwyse lede wat nou byeen was op daar stadium, dat hulle nie weet waaroor ons geskilde nou, maar miskien moet ek dit nie maar geskil nie, maar waaroor die korrespondensie gegaan en ons eis gaan, en dat hulle natuurlijk vir ons van die geld moet gee. En wat nou daar gebeur, kom ons het gegaan nou hoop voor, dat hulle ons nou, reeds ons nou gepraat het, en dat hulle ons nou een uitslag vir ons sal gee. Ons sal sê, hoeveel hulle daar nou vir ons sal gee, in stede van die 10,45% wat hulle daar nou so vinnig in ons hand wil druk, het ons gesê, nee. Hulle geef ons met 30 minute, net 30 minute, krijg ons, voordat hulle eindelike vergadering dan nou gaan begin. Ek en die vriend maar gaan ingeskakel, en ons het van die geleentheid gebruik gemaakt. Die einde van was toe, dat die wat nou daar vergader het, wat nou by mekaar was, hulle draai nie eens kennis van wat ons krijg nou is nie. En ons moes toe eindelijk die hele storie van vooraf vir hulle verduidelik. Van vooraf vir hulle verstaan waarom ons dan nou gekom het. Met die idee dat ons van daardie fondse, dan so wat ons wil ook natuurlijk ons nou hier recht maak. Toe ons klaar is, ons het 30 minute gekry, die vriend met 10 minute gekry om in te lei, ek het 20 minute gekry om te praat oor wat dan nou die daarvolgende 2 vergaderings gebeur het met hulle. Toe vraag die president nou vir die rest van die PB, het julle enige vraag? Ons sou verwag het dat hulle ons betaal en algemeen geluk was. Dat die vraag verwag. Eerste, wat daar al so geval is van die kerk? Ons sê nie, want met ons tweede vergadering, toe ons nog verwerp het, 10 het ons ook vir gesê, julle kom hier, daar is enige historische data wat julle kan naslaan, kan kom en gesê, in die verlede was daar die een of ander geval wat er ooit gepraat het, of die verklein wat daar was, gekom met hulle, en dit is hoe dit gehanteer het. Dat was nie so iets nie. Die tweede vraag was, hoekom vraag julle dan vir die geld? Ek sê, dit is so oorgelooflik. Ek sê, ons is betrokken. Ons glo, dit is ons kerk. Dit is ons kerk, wat daar geskoop was. Ons het by die Heidrie gekry, en dankie Here het by die Heidrie, kon hierdie kerk, kon laat bou het. Maar nou sê ons, nou is daar restitution, geef op ons wat daar geld. En dan gaan we vragen, niks meer. Dus is klaar. Dus is klaar, dan sê we vir my en vriend, dankie broers, dankie. Ons sal verder besin, en ons sal vir julle laat weet. Ons wacht nou nog. Ons wacht nou nog. Ons voel, ons moet het vir u sê,
en as te gaan hier wonder, die mense dan mandaat gekry so maar hulle praat nie met ons nie. Dit is waar ons verheiding gekom het. Ons mag nou vir 'n brief, want kyk, hulle die liberations is nog norm gegaan. Hulle moes nou ook al besluit hou, wat hulle gaan maak, of hulle dit offer gaan gee, gaan maak, al dan nie. Wanneer ons dit kry, sal ons dan onmiddellik kom rapporteer, en dan aan die gemeente oordra, en ons kan dan daarvan verder besluit. Baie dankie vir die tyd. Het jy miskien enige vraag? Ek kan nie vir enige antwoorde gee nie. Ons wag maar nou vir 'n antwoord vanaf die provinsiale bestuur. Dankie vir die geduld. Baie dankie vir George. Ons moet daar net bly. Dierbares, ons slotgesang is gesang 297, gesang 297, en terwyl die kollektes, as die tweede kollekte opgeneem word, 297, ons gaan daarvan sing, liewe broers en susters, net die tweede en die derde, as ook die vierde vers. Geloof is soos 'n lig voor wie se glans en luister. En dan vers 3, geloof is saligheid. En vers 4, geloof leer ons om te vertrou. En ons vertrou op hierdie saak waar ons bidden die Here sal nader. 297, die vers 2, 3 en 4. Terwyl die kollekte op. Dierbare God en onze Vader, Here, ons kom in eer U, ons loof U, ons dank U vir goedheid en guns wat U ons afsigtelik in ons lewens uitstort. Dankie Here dat U ons deur hierdie week bewaar het en beskerm het, sodat ons dagtaak kon verrig het. Dankie Here vir die woord wat uitgegaan het, wat ons weer bekend gemaak het dat ons geloof beteken niks as dit nie oorgaan tot werking nie. Vanoggend Here, deur dit wat ons geoffer het, wil ons getuig, Here, waar ons geloof in die hande plaas, met ons werke en ons arbeid. Here, wat U die offer seën vanoggend wat ingekom het, wat U die hande seën wat daarmee werk, en wat U elke ene die geoffer het, en hulle wat nie kon geoffer het, die ook sal seën, Here. Geef vir ons die krag, die besterkte, bewaring en beskerming, wanneer ons in die nuwe week, die
die werksweek sal ingaan om ons dagtaak te verrig. Ons elke dag veilig sal wees en veilig sal terugkeer na ons wonings. Dit bid ons in Jesus se naam met danksegging. Amen. Kom in ons ontvang die seën van die Here. Ons gaan met daardie seën na ons wonings vir hierdie dag as ook vir die komende week. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van sy Heilige Gees bly met ons van nou af tot in alle ewigheid. Amen. Amen. Broers en susters, 'n geseënde dag en 'n geseënde week. En hou die Here voor in alles wat jy aanpak. En nou vanmiddag 3 uur is daar 'n hier by broer en suster Des Baas.